Ek is seker julle het ook elke dag die uitdagings. Ek is nogal baie vir die wapen van blydskap. Net hierdie laaste paar weke waardeur ek is, het ek probeer die wering byvoorbeeld opsit. En dan is dit 3 tree vorentoe, dan hoor ek, breek die glas weer, en dink ek raak nou so strang uit en stres en so, en dan onthou ek altyd, jy traineer al jou energie, as jy aan die klein jakkalsies die hele tyd aandag gee en fokus op die negativiteit. So ek is nogal een wat glo, skud dit af, skud jou vere af, get on with it. Ons kry almal swaar, elkeen met sy eie tassie, en ek dink ek vat maar eerder my tassie as iemand anders te sinne. So ek beer voort, en dan dink ek, nee, ek gaan nie moet opgee nie, ek gaan net weer opstaan. Dit is amper soos gym, soos om fiks te word, en ek het agtergekom, dat ek het 'n nuwe vrug van die gees amper ontwikkel, en dit is selfbeheersing om deur dit te dink, in steede van om elke keer kwaad te raak as iets verkeerd gaan. So dink daaroor, sustain jou energie. As dit 'n moeilike persoon is, dan sê ek hou van jou as 'n persoon, maar dit wat jy nou op die oomblik doen met die werk is nou nie vir my aangenaam nie. Dit het ek nogal geleer. So moenie die persoon kritiseer nie, vat daai stukkie, die diewering werk nie. En dan natuurlik nou met my seun, wat nou uitgegroeide reus al is. Hy is nou deur die tienerfase, so hy is nou soos 'n groot buffel. En partykeer sal hy rof praat, whatever. So mens moet groei saam met jou kind. Jy kan nie verwag, in jou kop is dit dalk 'n kleuter of 'n baba, maar die kinders groei deur die teenage-fases, ek het dit al gesê van tevore, deur die coke, en dan later kom daar brandewyn by die coke. So ek wil my verhouding met my kind verskriklik graag behou. Hy is nou verloof ook, so ek het besluit, al bring Frankie wie huis toe ooit, gaan ek, lank voor ek vir Debra ontmoet het, gaan ek kies, doelbewus om van my seun se keuse te hou, en gelukkig bring hy vir my 'n wonderlike meisie saam, en een wat flou, en sy is maklik sy is baie amiable, maar al het hy 'n moeilike persoon gebring, dink ek moet jy kies. Jy moet die verhouding van jou kind altyd beskerm, dink ek, sodat dit nie daai lang leemtes is nie. Party gesinne kry swaar, 6 maande stiltes, beklei vreeslik. Die lewe is so kort, dink ek, so werk aan jou verhoudings, en ek gee deesdae ook nie meer om die minste te wees nie. Dit is nie asof ek nou 'n engel verander het en 'n heilou het nie, maar ek vat die pad van die minste geweld. Minste energie, minste geweld, sê my ferm sê, maar ek sit 'n pink strikkie daarom. Ek ontmoet verskriklik baie vrouens die afgelope 7, 8, 9 jaar by damestees en so aan, en ek het hulle leer ken, en in die proses eintlik het ek myself ook leer ken. Ek dink ons is almal in dieselfde boot met baie verskillende skoene wat ons moet aantrek. Dan moet jy nou vreeslik vroulik wees en feminine, dan jy 'n hond wat jy hier moet stil hou, soos hier, so dan is jy weer 'n ma. Ek is nie getroud nie, ek is geskei, so ek het uitdagings partykeer wat 'n man sou hê, om handyman goeders reg te kry, maar vir die van julle wat getroud is of in 'n verhouding is, moet jy aan daai verhouding ook koester. Dan moet jy kos koop. Baie van ons is werkend, ek is reisend, ek skryf, ek werk, partykeer tree ek op. So daar's baie druk op ons, en partykeer voel ek ook, ek kry daar selle af daar, julle moet nooit dink, dat hierso sit Susan, sy het 'n wenresep elke dag, hallo wêreld. Ek staan partykeer op, dan voel ek hier's 2 horings wat hier by my kop uitgroei, en 'n stert. En dan ken ek dit, my hart is so ek werk baie daaraan om 'n sagte hart te hê, en om te probeer ontspanne wees, om te probeer fokus op my voorregte, soos om hier aan te kom vandag in die reën, die mooi blomme. So ek het nou uitgepak in die reën, het was my moeilik, en ek sien my klere is vuil, ek is nat gesweet, so ek kan of daarop fokus en daaroor begin kla, of ek kan dink, kyk hierdie mooi blomme wat ek gister present gekry het, wat ek hier kon rangskik, ek kan sien, ek het soveel gawes ook om voor dankbaar te wees, en ek besef, elkeen van ons het gawes. Partykeer dink mense, daar is so net baie gawes, ek het werklik waar dit net ontwikkel. So ek wil jou aanmoedig, ontwikkel jou passies, en konsentreer op die mooi van die lewe. Ek sê nie, hier kom ons gooi die lelik gou onder die mat, en dit bestaan nie. Ek glo nogal om die lelik aan te spreek, om dan na te kyk, die can of worms, en dit te diffuse, soos 'n ballon vol gif, maak dit skoon, en dan konsentreer op die mooi goed, maak dit die grootste in jou lewe. En bring dit na elke rol van jou lewe, wanneer jy werk toe gaan, wanneer jy na jou man gaan, wanneer jy moet reis partykeer, en ek nou tot nie Kaap ry.
Maar dan, dis net ek in die kar, so ek beter maar, jy weet, my eie geselskap probeer geniet. So geniet dit om jy te wees. Geniet jouself, geniet jou wese, jou persoonlikheid. En daai 9 vrugte van die Gees is vir my in Galasiërs 5:22 tot 28 dink ek is vir my fantasties. Ek leer oor en oor en oor en dit is opgeplak by my plek waar ek werk sodat ek kan check, aha, nie geduld nie, né? Of jy was onvriendelik of jy's nie gasvry nie. So daar's altyd goedjies om aan te werk. So ek probeer deesdae ook meer die fout by myself. So nie die fout nie. Ek dink ons is almal beautiful, maar ons het almal plekkies waarna ons kan werk. En dit bemoedig my. So bemoedig jouself. Die mens wat jou die beste kan bemoedig is jy en tap in by die Skepper. Ek tap in by sy stilte, by sy skoonheid, by sy gawes, by sy gifts wat hy vir my gee. En ek bring dit na elke rol in my lewe en wanneer ek gefrustreerd raak, dan sien ek, die boelie in my is uit of die onplesierige ene is uit en ek probeer hulle 'n bietjie harness. So dit is soos luisels, soos perde, dat ek nie net wild hardloop deur die lewe nie. So ontwikkel jou persoonlikheid en gaan oop soos 'n mooi blom, soos 'n roos en groei sommer daar waar jy geplant is.